Andries? Is ek op die lig? 1, 2, 3. Kan julle my hoor? Kan almal my hoor? Agter kan julle my hoor? OK, daar heel agter. O, ja. Goed, dankie Andries. Goeiemôre broers en susters. Dit is my voorreg om vanmôre hier saam met Robertson Oos te kuier. Dit is so dat wanneer 'n mens saam is in die naam van die Here as God se kinders, dan moet dit eintlik 'n kuier rondom sy woord wees. En mag die Here ons saam met sy seën. Ek is Marius Joubert. Johannes is vir die maand weg. Hy en Laureta, so ons gun hulle die tydperk van Sabbatsrus vir die maand, en as daar enige probleme of krisisse is, kan julle maar my kontak. Die nommer is hier op die afkondigings. Ons is waarskynlik vir die maand daarom hier. My afskeidsdiens by Ashton is volgende Sondag. So ek is vir die maand, as die Here ons spaar, is ons hier in die omgewing. Die afkondigings, ek weet nie of julle dit by die deure ontvang het nie, maar die nuwe almanak vir 2026 is beskikbaar. Baie mooi, regtig 'n mooi almanak. Julle moet dit maar kry by die kerkkantoor. En dan is daar verjaarsdae wat plaasvind. Julle het die name daarvan almal wat verjaar ook in hierdie tyd. Baie geluk. Dit is daar op die agterbladsy. Benny Kutse, Michelle Tron, Kosie van Deventer, Diana Stip, Johanna van Sail, Loukie van Staden, Anton de Pre, Melanie Maree, Johannes Botha, Laurens Konradi, Joshua Jacobs, Janey, Prinsloo, Frans Rabie, Lindy Uys, Johan Roo Brink en Lofty Siljean. Almal wat verjaar, ook in hierdie week baie geluk. Julle sien al die Kerspit braai by Bonnievale. Alles is daar op die afkondigings. Ansie het net gevra, my vrou sê sy sal nou hier wees. Ek weet nie, ek sien haar nog nie hier nie. Sy kom nou. Sy's net gou op 'n ander plek gekok. So sy het net gesê, as jy nou wonder waar is sy kom. Die psalmdigter sê dit so mooi hier in Psalm 131. Hy sê, my hart is nie hoogmoedig nie, Here. My oë is nie trots nie. Ek bemoei my ook nie met dinge wat vir my te groot is of te moeilik is nie. En dan hierdie tweede versie. Maar ek het kalmte en rus gekry, soos 'n kindjie by sy moeder rus. So is my gemoed. Israel, hoop op die Here, nou en vir altyd. Die hoop en rus wat die Here op 'n besondere manier, op wyse wat ons baie keer nie eens kan bedink of kan beskryf nie, in mense se harte kom plaas. Mag jy vanmôre hier in die kerk gekom het om iets daarvan te beleef. En mag jy die teenwoordigheid van die Here so tasbaar aanvoel. Want dit gaan nie vir hom oor getalle nie. Dit gaan vir hom oor die feit dat hy met my en met jou vanmôre 'n afspraak het. En dat hy 'n baie besondere boodskap het. Ons praat van 'n rema woord het, 'n woord het vir elkeen van ons wat vanmôre hier is. Mag die Here ons saam sy seën. Gemeente, wees gegroet in die naam van God die Vader, Jesus Christus, die Here en die Heilige Gees, die Trooster. Amen. Ons gaan 2 liedere saam sing. 199, 1 tot 3 en dan 3, 4, 9, 1, 3 en 4. Baie dankie Marius vir die hulp hiervoor.
wonde van God in die stad Bethlehem. Want daar is die Heiland gebore, die nacht, die hoop van die wêreld, deur eeuwe verwag. In nederige krib was sy bekie berei, die kind waar die harte almal verbly. Omhoog uit die hemel sing engele eer, die herders en wyses kom kniel voor hom neer. Soos die herders engele weer, aan hom alle hulde, ons Heiland en Heer, verlos van die sonde besit ons te saam, die roem en die eer van sy heerlike naam. Andries, nou moet julle help, die wikkelwurmpies, is dit, hulle moet nou op 'n stadium uitgaan, nee. Julle moet nou, waar is die wikkelwurmpies? Daar moes 'n kindermoment gewees het, besef ek. Johan het nogal gevra, maar ek het nie geluister nie. So ek pleit nederig om verskoning. Die wikkelwurmpies kan nou gaan. Gaan hulle langsaan? OK. In die kerksaal, dink ek, ja. OK. Baie dankie, julle het gehoor. My vrou sal net sê, jy het alweer nie geluister. Ek gaan die gedeelte wat ek met julle gaan behandel, gaan ek vir julle lees. Ons gaan 'n gebed eers doen en dan lees en dan gaan ons toewydingslied daarna sing. Here, as ons vanmôre gekom het om in aanbidding te verkeer, as ons vanmôre op hierdie laaste dag van November opgestaan het om kerk toe te kom, om saam met gemeenskap van gelowiges te verenig, dan is dit in U naam. Dan is dit met die wete dat voor ons hier ingekom het, was U reeds hier. En as ons uitgegaan het, dan is U nog steeds hier. En as ons uitgaan in ons huise, of waar ons ook al heen gaan, dan gaan U met ons saam. Dankie dat ons in ons geloofsbelijdenis kan vashou aan die God wat hom aan mense verbind. Die God wat van die eerste bladsye van die Bybel af moeite doen om by mense te kuier, om saam met Adam en Eva te wandel, om dwars deur die Bybel by U volk teenwoordig te wees, en uiteindelik alles tot aansyn te roep as U kinders vir die bruilofsfees van die Lam wil vergader. Dankie dat ons vanmôre voor U mag verskyn. Dankie dat U ons vanmôre kom bedien, soos wat U gewoond is om te doen. Dankie dat ons U ook kan dien met ons stemme, met ons bydraes en met ons ingesteldheid, met ons hart, om die woord wat U vir ons bring te ontvang en dit ons eie te maak. Dankie dat ons weet ons aanbid 'n lewende God. Dankie dat ons weet ook in hierdie Kerstyd, as ons die geboorte van Jesus Christus kom herdenk, dat hy gekom het nie ter wille van homself nie, maar ter wille van ons.
en dat die krib en die kruis in mekaar invloei. Dat die krib se skaduwee 'n kruis is. En dat ons aan U mag dink as die ene wat nie net gekom het om te sterf nie, maar om te lewe. En om vir ons die lewe te gee. Dankie dat ons vanmôre die voorreg het om vir Robertson Oosgemeente te bid, vir Johan en Laureta en die kinders. Here, dat ons vir hulle ook hierdie tydperk van rus gun. Soos ons dit vir baie van die lidmate wat in hierdie tyd gaan vakansie hou, gaan rus, dat ons dit vir hulle gun. Gee dat mense in hierdie tyd veilig sal reis. Gee dat mense in hierdie tyd ook rus mag vind van hulle werk en van hulle werkskring waar hulle is op die plaas of besigheid of wat ook al. Gee dat mense in hierdie tyd ook die vrede ervaar in familieverband. En as families in hierdie Kersfeestyd bymekaar kom, dat ons die voorreg mag hê om saam as gelowiges hierdie mooi tyd van die jaar met mekaar te kan deel. Dankie Here. Dankie vir hierdie kerk. Dankie vir elkeen wat diensbaar is hier. Dankie vir hulle wat vir baie jare hierdie gemeente gedra het, steeds doen. Ons eer U vir hulle. Ons eer U ook vanmôre vir hulle wat diensbaar is, het sy of dit die Koster, Andries, of Gabri, die Orlis, of Marius hier voor by die klank is. Dankie Here. Dankie dat U werk op aarde steeds deur mense doen. Steeds mense vertrou. Ook breekbare kruike, mense wat nie sonder probleme of sonde is nie. Mense wat U op 'n bepaalde manier roep om te sê, so sê die Here, gaan sê dit. Dat ons vanmôre die oordeenking van die woord ook so mag beleef, so sê die Here. Dankie Vader. Amen. Ek lees uit Lukas 24, die baie bekende gedeelte wat u waarskynlik al baie van gehoor het ook en preke in die tyd ontvang het. Dit is uit die Nuwe Lewende Vertaling die gedeelte oor die Emmausgangers. Vers 13, en kyk op dieselfde dag was 2 uit hulle geleedere op pad na 'n dorpie met die naam Emmaus, 11 kilometer van Jerusalem. Vers 14, hulle was druk in gesprek met mekaar oor al hierdie dinge wat gebeur het. Terwyl hulle nog so loop en gesels en dinge probeer ontrafel, het Jesus self nader gekom en saam met hulle verder geloop. Hulle oë is egter verhinder om Jesus te herken. Vers 17, hy sê toe vir hulle, oor watter sake loop julle so ernstig en redeneer? Met droewige gesigte het hulle gaan stil staan. Een van hulle wat Kleopas genoem word, antwoord Jesus toe, hy is seker die enigste buitestander in Jerusalem wat nie kennis dra van al die dinge wat gedurende hierdie dae in die stad gebeur het nie. Jesus reageer en vra hulle, watter dinge? Hulle antwoord om die dinge wat gaan oor Jesus van Nasaret. Hy was 'n profeet, kragtig in woord en daad voor God en die hele volk. Hoe die hoëpriesters en ons volksleiers hom uitgelewer het om tot die dood toe veroordeel te word en hom gekruisig het. Vers 21, ons het bly hoop dat dit hy is wat Israel gaan verlos. Maar dit is ook al vandag die 3de dag van dat al hierdie dinge gebeur het. En dan in vers 22 vertel hulle hoe die vrouens na die graf gegaan het en in vers 25 antwoord Jesus, toe sê Jesus vir hulle, o sonder begrip en traag van hart is julle, om alles wat die profete gesê het te glo. Moes die Messias nie hierdie dinge ly om sy heerlikheid in te gaan nie. Hierna het Jesus begin om vanaf Moses en al die profete, al die skrifgedeeltes wat oor hom handel, vir hulle te interpreteer. Toe hulle nader kom aan die dorpie waarheen hulle op pad was, het Jesus self voorgegee dat hy verder wil reis. Maar hulle het by hom aangedring, bly by ons oor. Die son trek al water en die dag is verby. Toe het Jesus by hulle ingedraai om saam met hulle oor te bly.
Terwyl hulle saam met hom aan tafel was, het Jesus brood geneem, gedank, dit gebreek en aan hulle gegee. Toe het hulle oë oopgegaan en hulle het hom herken. Daarop het Jesus net verdwyn. Hulle sê vir mekaar, vers 32, was ons harte nie vuur en vlam in ons toe hy met ons op pad gepraat en die skrif vir ons geïnterpreteer het nie. Hulle het daar en dan opgestaan, vers 33, en na Jerusalem toe teruggegaan en die 11 aangetref en die ander saam met hulle, wat die nuus vertel. Die Here is regtig opgewek en hy het aan Simon verskyn. Kom ons sing as toewydingslied hierdie brood gebreek. Hy het die brood gebreek, dis waar ons gaan eindig. Vriende, môre is die 1 Desember, die jaar 2025 is byna verby. Omtrent al die kinders het klaar eksamens geskryf, studente is reeds by die huis, dis oral waar ons nou in hierdie tyd kom, is dit afskeidsfunksies vir die einde van die jaar, neem almal afskeid van goed wat die jaar gebeur het. Vir 25 dae is dit Kersfees, en baie mense berei hulle voor vir die Kersseisoen wat voorlê, familie wat kom kuier en plekke waarheen ons gaan, wat ook al ons waar gaan wees in die tyd. Dis ook hierdie tyd van die jaar wanneer 'n mens op 'n baie besondere manier terugdink aan waardeur is ons in hierdie jaar? Wat het in hierdie jaar met ons gebeur? Waardeur is ons in hierdie tyd? Wat is die hoogtepunt? Wat is die laagtepunte? En dis asof die goed wat in die jaar met ons gebeur is vir ons in die tyd, veral as dit slegte goed was, dat ons die dood van iemand beleef het. Nou Melisna vanoggend hier gesien, die Henny wat, weet is, Bertha wat, Mossie, dan is dit in die tyd van die jaar, wanneer jy terugdink, minder lekker. Want al die goed waardeur ons is, die seer, word in 'n tyd soos hierdie eintlik net 'n bietjie seerder. Dis die goed waardeur ons moet gaan. En die rede daarvoor is omdat almal om ons is in hierdie feesviering ervaring. Almal is in 'n mode van feesviering. Maar ek sit met 'n klomp pyn en 'n klomp seer in my hart. 'n Klomp teleurstellings. En dit maak nie saak vanmôre of daai gebeurtenis van my teleurstelling 3 weke of 3 maande of 3 jaar terug is nie. Elke jaar as ons by die tyd van die jaar kom, dan mis ons ons geliefdes. Dan mis ons die mense wat nie meer daar is nie. En op 'n baie besondere manier dink ons terug daaroor. En beleef 'n mens al daai seer wat jy moet deurgaan as almal fees vier. Beleef jy net dalk anders as ander mense. Dis die agtergrond van Lukas 24. Die agtergrond waarin 2 Emmausgangers op pad is.
terug van Jerusalem af. Wie was hulle? Hulle was gelowiges. Hulle sou vanmôre op hierdie 30ste dag van November iewers hier in die kerk gesit het. As deel van die gemeenskap van gelowiges. Hulle was betrokke, aktiewe en deelnemende gelowiges. Hulle was die lidmate op wie jy trots sou wees. Hulle geloof was nie maar net iets op papier nie. Hulle geloof het van hulle iets gevra. Hulle was deel van die kerk, Sondag na Sondag. En as dit Paasfees is en is die groot fees van die jaar, dan is hulle daar. Dit maak nie saak hoe ver hulle moes loop om daar te wees nie. Maar dit was wie hulle was. Hulle was gelowiges wat 11 kilometer van Emmaus af Jerusalem toe is om die groot Paasfees, die herdenking van die koms van die lam te moet gaan vier, saam die kerk. En soos die res van die kerk was hulle totale verwagting as ons Paasfees toe gaan voor die Paasvrydag, dan is die totale verwagting van hulle en die kerk en almal dat die Jesus wat gekom het in wie se koms ons in hierdie tyd gedenk, is hierdie Jesus die oplossing. Hy is die ene wat eeuwelang verwag is. Hy is die een wat ons totale hoop op kom vestig dat hy gaan ons kom verlos. Hy gaan die vrede bring. Hy gaan die Romeine op hulle plek sit. Hy gaan as die koning, die lang beloofde koning op die troon van Dawid, gaan hy kom. Dis waarop hulle gehoop het. En dan gebeur dit nie. Die teleurstelling, ons het so gehoop en so verwag. Hulle beleef nie sy triomf intog nie, hulle beleef sy kruisiging. Hulle beleef sy dood aan die kruis, hoe dat hy uitroep. En nou is hulle ontnugterd en ontredderd. En nou stap hulle terug na hulle huise toe, na Emmaus toe. En as 'n mens vers 21 maar net lees, dan hoor 'n mens, ons het bly hoop dat dit hy is wat Israel gaan verlos. Maar dit is vandag al die 3de dag. En binne die destydse geloof kon iemand na 3 dae nog geleef het. Dit was so. Dis hoekom Lazarus, dat Martha en Maria sê, al 4de dag hy begin ruik. Hulle het gesê 3 dae kan iemand nog leef. Maar dis nou 3 dae. So die Jesus op wie ons gehoop het, wat die redder van Israel moet wees, wat ons moet kom verlos, wat vir ons die lang beloofde Messias was dit nie. Miskien is jy vanmôre die Emmausganger. Die Emmausganger wat die pad van teleurstelling ken. Want dis die tema. Wat doen ek as ek teleurstelling beleef? Hulle beleef teleurstelling. En daarom is die woord van God altyd tydelik en is die woord baie keer spesifiek vir iemand wat dalk vanmôre hier sit en vanmôre van sê Marius, ek kan identifiseer met teleurstelling. Ek kan identifiseer met verwagtinge wat ek gehad het en dit het nie gerealiseer nie. Ek het nie gedink my man gaan dood nie. Ek het nie gedink my kind moet deur hierdie krisis gaan nie. Ek het nie gedink dat ons gister vir Wilna die jager moes begrawe nie. Die teleurstelling, wat van JJ? Die teleurstelling van Leni Wright wat hierdie week begrawe is. Die teleurstelling van verlede Saterdag se troue Annika Wolfaard wat ek Theo begrawe het en sy so gehoop het haar pa sou haar kon inbring in die kerk in. Die teleurstelling. Gelowiges, nie ongelowiges nie. Gelowiges wat die wêreld baie keer na sal kyk en sê, maar ons verstaan nie.
Hoekom julle nog die Here Jesus aanbid nie? Hoekom julle nog aan julle geloof vashou aan iets wat 'n pie in the sky is nie? Waar is julle? Waar is hy? Die teleurstelling. Dalk ken jy dit vanmôre. Dalk is dit vanmôre vars in jou geheue. Dalk sit jy vanmôre hier en jy sê, ek is daai persoon wat die woord vanmôre moet hoor. Ek is in hierdie jaar deur 'n man of 'n egskeiding of wat ook al. Ek is deur hierdie jaar deur 'n aflegging. Ek is hierdie jaar deur 'n missoes. Ek is hierdie jaar, dominee, deur goed. Maar vriende, dit was nie net vir hulle 'n slegte naweek nie. Dit was vir Jesus Christus die slegste naweek van sy hele lewe. Hy is deur God verlaat. Hy het dit uitgeroep dat die wêreld dit kan hoor. My God, waarom het U my verlaat? Hy is deur mense geslaan en gemartel. Hy is deur die kerk vermoor. Sy moord is gereël. 'n huurmoord. Hy is onskuldig aan 'n kruis tussen ander moordenaars vasgeslaan. Hy smeek vir 'n bietjie water en hulle gee hom asyn. Hulle steek 'n spies in sy sy. Hulle druk 'n doringkroon op sy kop. Totaal onskuldig. Gelukkig sterf hy. Gelukkig sterf hy. En kan die Here Jesus op hierdie naweek waar die Emmausgangers terugloop na Emmaus toe van Jerusalem en die slegs van sy dood beleef het. Gelukkig kan die Here Jesus sê, mission completed. Dit waarvoor my Vader my gestuur het, dit wat ek moes kom doen, dit wat nie in my hart ooit gedink het ek sou moes doen nie, dit het ek gedoen. En ek het die verwerping van die kerk beleef, en ek het die veragting van mense beleef, en ek het die spot en die hoon en alles beleef. Dis verby, it's finished. Dit is volbring. My taak is afgehandel. My roeping is voltooi. Ek is klaar met die kerk, en ek is klaar met mense wat my seer gemaak het. En my spot en lag en hoon. In die kerk wat my nie wil hê nie, ek is klaar met hulle. Vrede Kersfees is die boodskap van God wat vir mense kom sê, ek sal julle nooit los nie. Van mense wat ook al aan hom gedoen het, wat hoe in onvolkomenheid wandel en is. Kersfees is die boodskap van God wat omgee teen die verwagting in. Want dis nie die Jesus wat ons ken, wat dood eenvoudig alles net sal los nie. Hy staan uit die doodheid op. En hy kom doen 4 goed, wat ek en jy, as ons hierdie Kersseisoen binne gaan, moet aan vashou. En as die Here Jesus opstaan uit die dood, en hy sê, nie, maar okay, Kobai, ek het my werk gedoen, ek gaan terug na my hemelse heerlikheid toe, en ek gaan terug na my Vader toe, ek is klaar, ek het gedoen wat ek moes doen, ek het gesterf vir die wêreld se sonde, ek het die prys betaal, julle is van nou af okay, ek is klaar met julle nie. Nee, hy doen 4 goed. As die opgestane Here, as die boodskap vir 30 November 2025. Waarom doen hy dit? Hy doen dit sodat ek en jy vanmôre 'n Kersseisoen kan ingaan en weet, dit is die voorbeeld wat hy ook van ons verwag. Dis wat hy van ons verwag. Wat is die 4 goed? Wat Jesus doen, wat my en jou raak.
en sy liefde vir ons wys, en ons liefde vir die wêreld wys, is 3 L'e en 'n E. Die eerste L wat hy doen, hy loop met hulle saam. Hy loop met hulle saam. As hulle teen die grond is, as hulle soos hulle hier sê te neergedruk is, ons het so 'n verwagting gehad, ons het so gehoop, ons is so teleurgesteld in die Jesus, ons is so teleurgesteld in die plek waar ons is, ons weet nie hoekom ons hier is nie, ons weet nie hoekom dit ons gebeur is nie, dan los hy hulle nie, hy loop met hulle eenvoudig saam. En dis wat dit ook van my en jou vra. Vriende, ek en jy het nie antwoorde vir waarom ons nie is waardeur mense is nie. Ek en jy het nie genoeg slim, Bybelse, geestelike antwoorde om vir mense te sê waarom hulle deur goed moes gaan en ons nie. Ons het nie daai antwoorde nie. En die Here vra ook nie vanmôre vir jou om 'n antwoord te hê nie. Die Here vra vanmôre vir jou, vir my en vir jou, is ek en jy bereid om, ten spyte van waardeur mense gaan, net dood eenvoudig saam met hulle te stap? Nie slim te wees nie. Nie allerlei antwoorde te probeer gee nie. Jesus stap net saam met hulle. En ek wil vanmôre vir jou kom sê wat nou vanmôre hiermee kan identifiseer met seerkry of iets wat in jou lewe gebeur het. Ek wil vanmôre vir jou kom sê, kategories kom sê, geestelik kom sê, ek weet nie waardeur jy gaan nie. En ek wens ek sou saam met jou net kon stap. Maar jy moet vanmôre weet, die Here Jesus abandon jou nie. Hy stap saam met jou. Hy stap saam met jou, Elisna. Hy stap saam met jou. He's right beside you. Wanneer mense deur krisisse gaan, weet jy wat doen die kerk? Ons onttrek ons van hulle. Weet jy hoekom? Ons weet nie wat om vir hulle te sê nie. Ons is 'n bietjie bang vir ander se seer kry. Ons is bietjie bang vir ander mense se teleurstelling in die Here. Ons is nie op 'n goeie plek om raad te kan gee nie. Die Here vra nie môre vir jou. Die Here vra vanmôre vir jou, stap net saam met mense. Ons sê in die geestelike wêreld so maklik vir mense, weet julle, ons is in die gees by julle. Kom ek sê vanmôre vir jou, as jy in die vlees daar kan wees, dan is dit God se doel. Nie om slim antwoorde te gee nie, maar om mense om die skouer te vat en te sê, I'm right beside you. Ek loop saam met jou hierdie pad. Die tweede L, hy luister na hulle. Hy weet al die antwoorde. Hy weet presies waar hulle is. Hy weet presies waar hulle is. Dis nie asof hy dit nie weet nie. Dis nie asof hy moet wonder wat gaan in hierdie mense aan nie. Nee. Hy wil hê hulle moet dit sê. Daarom al wat hy doen, hy luister. Hy loop saam met hulle en hy luister na hulle. En as hulle die verwyte het en as hulle die krisis het wat hulle moet verwoord, dan verdedig hy dit nie. Praat met my oor wat in jou hart aangaan. Sê vir my hoe jy voel. Sê vir my waardeur jy gaan. Ek kan nie raai waardeur jy gaan nie. Al dink ek weet, maar ek weet nie. So, die belangrike is, as ek saam met jou die pad wil loop, dan wil ek vir jou sê, ek loop saam met jou, maar praat met my. Ek luister na jou.
En kom ons sê dit vanmôre vir mekaar, ons is nogal sleg om te luister. Die Here Jesus kom wys vir ons, dat hy 'n keuse maak om te luister. Hy luister na hulle. Hy luister net wat hulle sê nie, hy luister na hulle hart ook. En dan doen hy 'n derde L. Hy leer hulle. As jy saam met mense loop en jy loop 'n pad saam met hulle en jy loop langs hulle en mense praat met jou en jy luister na hulle, dan hoef jy nie bekommerd te wees oor wat jy vir hulle sal sê nie. Want die Here Jesus het gesê, julle moet julle nie bekommer oor wat julle vir mense sal sê nie. Die Heilige Gees sal julle die woorde gee. Die Heilige Gees sal julle in die waarheid lei. En dis wanneer ons dan saam met mense loop en ons luister na hulle, dat ons hulle sal kan bedien. Vriende, die dominee kan nie enige plek wees nie. Ons is net nie oulik genoeg om oral te wees nie. Dis hoekom daar lidmate is in wie die Heilige Gees net so 100% teenwoordig is, soos in elke predikant se lewe, dalk nog baie keer meer. En hy wil jou gebruik. Hy wil jou gebruik, hy wil nie die dominee of die ouderling of iemand gebruik nie, hy wil jou gebruik. Miskien sit jy vanmôre hier en iemand van jou vriende of wie ook al gaan deur 'n krisis in sy of haar lewe of in hulle lewe. Stap net saam en luister net na hulle en op 'n wonderlike manier sal die Here jou die woorde gee wat hulle op daai oomblik moet hoor, asof hulle dit van die Here self af hoor. So leer hy hulle. Toe het Jesus, o sonder begrip en traag van hart is julle om alles wat die profete het te glo, moes die Messias nie hierdie dinge lei nie. En hierna het Jesus begin om vanaf Moses en al die profete, die skrifgedeeltes wat oor hom handel, vir hulle te interpreteer. Hy leer hulle. Hy leer hulle. En wanneer die Here vir my en jou stuur om saam met iemand te loop en ons hoor hulle, dan sal hy vir jou ook die ervaring gee van iets waardeur jy miskien in jou lewe al gegaan het, om dit te kan leer. Ek sluit af. En dan kom hulle op 'n punt, as hulle klaar geleer het, toe hulle nader kom in die dorpie waar hulle pad was, het Jesus self voorgegee dat hy verder wou reis. Maar hulle dring by hom aan, bly by ons oor. Toe het Jesus by hulle ingedraai om saam met hulle oor te bly. En dan breek hy die brood. Hy eet saam met hulle. Hy kuier saam met hulle. En vriende, luister nou mooi. Toe hy die brood breek, toe het Jesus vir hulle gedaan saam met hulle oor, terwyl hulle dan saam met tafel het Jesus die brood geneem, dit gedank, het gebreek aan hulle. Toe het hulle oë oop gegaan. Waarom het hulle oë oop gegaan? Hulle het sy hande gesien. Nie die feit dat hy saam met hulle geëet het nie. Die feit dat hy vir hulle gewys het met sy oop hande, hier is die merke. Ek is die Messias. Ek is die ene wat vir julle daar wil wees. Weet jy wanneer beleef mense die Here Jesus? Wanneer hulle kinders van God se oop hande beleef. Wanneer hulle kinders van God se oop hande beleef om te sê, hier is 'n bord kos. Hier is my motor se sleutels as ek jou iewers heen kan vat. Die wêreld daar buitekant gaan Jesus nooit herken as hulle nie sy oop hande in ons hande sien. Kersfees is 'n tyd van geskenke gee. Waarom? Sodat mense die geskenk wat hy beleef,
die hande van Jesus as die grootste geskenk kan beleef. Mag ek en jy in hierdie tyd, in hierdie Kersfeestyd, mag ek en jy die genade kry om in die voetspore van Jesus te volg en saam met mense te loop, na mense te luister, mense te leer en mense saam met hulle te eet, oop hande, dat hulle dit beleef. Mag dit waar wees. Mag die kerk altyd oop hande hê. Amen. Here, baie dankie dat U het uit die dood uit opgestaan om vir ons te wys hoe lyk 'n lewende gelowige. U het vir ons gewys wat dit beteken om saam te loop. Wat dit is om te luister, wat dit is om ander te leer. Wat dit beteken wanneer ons oop hande het. Dankie daarvoor. Dankie Here dat ons U oop hande vanmôre kan beleef. In hierdie Kerstyd kan beleef hoe U ons versorg. Hoe U saam met ons loop, hoe U ons luister. Hoe U ons leer, opnuut vanmôre ook weer kom leer. Dankie dat U ons nie gelos het nie, nog nooit gelos het. En dat U 'n tweede myl met ons stap. U kon dadelik opgevaar het, maar U stap 'n tweede myl om seker te wees dat ons weet Jesus Christus leef tot in alle ewigheid. En hy sal ons nooit los nie. Dankie daarvoor. Amen. Marius is nou offergawes, né? By die deure. Goed, dan sluit ons diens af met vonk 1, 2, 4, 1 en 3. Jesus bring vrede, reding en vreugde, het mens vir ons gebore. Engele juiche, herders getuige, Jesus redder, Seun van God. Wyd oor die hare, in sy behag, hy kom vergewe, laat ons lewe, hy maak ons mense, kinders van God. Wyd oor die hare, in sy behag, hy kom vergewe, hy laat ons lewe, hy maak ons mense, kinders van God. In vryheid, Heer, U bring vryheid, U wat mens word in ons naam. Heerlike gawe, gee U weldaad, God van liefde, God van maat. Ewige koning, ons is U woning, hemel en aarde, kry nuwe wande. U is die Here, U maak ons vry. Ewige koning, ons is U woning, hemel en aarde, kry nuwe wande. U maak ons vry. Ontvang die seën van die Here en gaan na huis met sy vrede. Mag die genade van God en die liefde van Jesus Christus die Here en die teenwoordigheid van die Heilige Gees vir my en vir jou genoeg wees om vrede in ons harte te bring. Amen.
Baie dankie, mooi Sondag vir julle verder.